Goeiemôre, liewe vredemaker. Lekker om saam met jou hierdie week te kuier, soos jy dalk weet of nie weet, en ons is besig met die tema vrede. En ons kyk na wat sê die woord van die Here vir ons hier by Inspireer, oor hoe lyk vrede, hoe leef ek en jy vrede uit hierdie kant van die hemel, en hoe kan ons baat by die vrede wat Christus vir ons gee, elke dag. En vandag reis ons 'n bietjie daar deur Romeine 12 vers 17 tot 18, en Paulus kom sê eintlik vir my en vir jou dat vrede soms 'n bietjie werk vat. Kom ons lees hier saam. Hy sê, moenie net regsit om ander mense in eie munt terug te betaal as hulle iets verkeerds aan julle gedoen het nie. Doen liewer goeie dinge, sodat ander mense kan sien dat julle God dien. Doen van julle kant af alles in julle vermoë om in vrede met ander mense te leef. Paulus sê, doen alles in julle vermoë om in vrede met ander mense te leef. So wat Paulus hier kom sê, is hy sê, ek wat Paulus is, verstaan is nie maklik nie. Ek kom sê nie vir jou, hoor, jy moet nou maar net met vrede met almal saamleef, want dit is moeilik. Daar's mense wat sekere dinge doen, daar's mense wat nie beleef en glo en voel soos wat ek en jy dalk doen nie, wat voel dit is maar reg om mense 'n sekere manier te hanteer, daar's mense wat baie ingetrokke is, wat nie omgee oor ander mense nie, en vir my en vir jou om vrede uit te leef, in 'n tyd waar ons vandag is, vat 'n bietjie werk, en ek wil amper vir jou sê, ons moet 'n ingesteldheid hê daarna, en dan moet ons 'n bereidwilligheid hê om te werk vir vrede. En dit beteken dat ek soms die minste moet wees. Ek sê soms, dit is gewoonlik altyd. Maar dit beteken dat ek bereid is om die minste te wees, sodat daar kan vrede wees. Nou, Salomo leer dit vir ons in Spreuke, hy sê, sagte antwoord keer grimmigheid af. Hy sê, wanneer ek en jy kies om iemand sagte antwoord, wanneer ons kies om die minste te wees in 'n oomblik, maak ons dat daar vrede is. En wanneer iemand, ek wil sê, hoog in 'n gesprek inkom en begin skree, kan ek en jy 'n laag punt hê waar ons inkom en sê, ek wil nie met jou beklei nie, ek gaan nie op jou skree nie, ek is nie hier met jou te argumenteer nie, ek is hier om jou lief te hê. Dit is immers die opdrag van my en vir jou. Maar as ek en jy nie in vrede leef nie, en ons streef dit nie na nie, en ons werk nie vir dit nie, gaan ons sukkel om die opdrag wat Christus ons gee, om mense lief te hê soos onsself, soos wat ons hom lief het, soos wat hy ons lief het. Ons gaan sukkel om op daai plek te kom as ons 'n lewe leef buite of sonder vrede. So mag dit 'n ingesteldheid vandag wees dat ons daaraan sal dink, maar dat ons ook sal reageer, dat ons sal werk. Vredemakers is die woord wat Christus gebruik. Hy sê vredemakers. Hy sê nie mense wat vrede beleef nie. Vredemakers beteken ek's aktief besig. My insette, my gedrag maak dat daar vrede is in en om my en waar ek en jy met mense beweeg. So kom ek en jy bid vir daai vreugde en vrede wat die Here vir my en vir jou gee. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om vrede te kan uitleef. Dankie dat U ons vertrou met mense, Here, dat ons U bediening sal verder vat, mense met liefde en deernis sal hanteer. Here, en ek bid dat ons aktief sal wees, besig om vrede te maak. Mag ons nie net terugsit en dink, dis alles goed en wel, vrede sal maar net vanselfsprekend kom. Mag ons besig wees om lewens te lei wat vrede bewerkstellig, Here, in en om ons. Mag ons daai kinders van God wees, soos wat U sê, Here, wat vrede maak, daar waar hulle gaan. Here, dankie dat dit vir ons 'n werkwoord word, en dat ons dit kan gaan uitleef. Ons eer U daarvoor. Dankie Heilige Gees, Here, dat U ons ook lei in hierdie. Ons weet, dit is nie maklik nie, maar met U is dit absoluut moontlik. Ons sê vir U dankie, in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam met ons kuier. Ons waardeer dit. Ons sien uit om jou môre weer te sien, selfde tyd, selfde plek, sien jou daar. Totsiens.